Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Nou wat sê mense op die 1 Januarie? Happy New Year, né? Mag jy 'n geseënde jaar hê en ek glo dit gaan wees as jy die jaar saam met die Here stap. As jy die pad saam met die Here stap, weet ek, dit sal 'n goeie, geseënde jaar wees. As jy gewillig onderskeiding hê, luister, probeer hoor wat hy sê en met jou hele hart hom volg en hom dien, weet ek, jy sal 'n baie goeie jaar hê. Ons praat oor herbou die altare. En ek begin al vroeg in die Bybel, Genesis, baie padstap van hoe die manne die altare gebou het in hulle lewe en hoe dit 'n plek van ontmoeting is, en 'n plek van dankbaarheid is, en 'n plek van drome, en 'n plek van toekoms. En ons gaan na klomp skrifte kyk, en 'n plek van roeping, en 'n plek van bevestiging. O, mense, altare is die wonderlikste plek wat daar kan wees in jou lewe, want dis daar waar die Here met jou praat. Kom ek gee vir jou, Genesis 12 vers 7 sê, die Here het aan Abraham verskyn en gesê, hierdie land gee ek vir jou nageslag. Toe bou Abraham daar 'n altaar vir die Here, wat aan hom verskyn het. Mense, kan jy nie sê nie, ek so opgewonde oor 2026, nie oor planne, werke, dade, nie oor die kerk, by wie dit goed gaan, en die span wat ons het, en nie oor aardse dinge nie. Ek sien uit na 2026, omdat ek weet, God is getrou. As ons na hom roep, sal hy ons ontmoet. As ons altare bou op die regte plekke en luister, en stil word, dan sal hy hierdie tipe woorde, beloftes vir ons gee, toekomsverwagtings gee, drome gee, visie gee. Hy sê vir Abraham, hier waar jy nou is, hierdie hele land gee ek vir jou. Wat? En dit gaan eendag joune wees en jou nageslag wees, né? Nou mens, hierdie is groot, hierdie is 400-500 jaar, hierdie is eintlik vandag nog duisende jare se woorde wat hier afspeel. Israel, die nageslag van Abraham, bly vandag nog in Israel, Jerusalem en omgewing. As gevolg van hierdie skriffie, hierdie altaar, hierdie stil word by klippe en bid en hoor wat die Here sê. Mens, die Here kan jou hele lewe 1 Januarie verander vir 2026. As jy vandag iewers 'n stilte plek gaan bou, fisies maak nie saak nie, maar in jou hart, 'n plek van ontmoeting, van gebed, van sê, spreek Here, wat is die wil vir my lewe? Wat is die doel? Wat is my purpose? Wat is my meaning? Wat is die droom? Hier is ek nou, ek gee vir u my jaar, ek gee dit, ek sonder nou hierdie jaar af en gee dit vir u, Here, is alles u sin. Wat wil jy doen? Dalk sê die Here ook vir jou groot woorde, soos vir Abraham. Hy gee vir jou 'n toekoms, en hy gee vir jou 'n droom, en hy gee vir jou purpose, wat jou lewe en generations daarna se lewe sal beïnvloed. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil sulke woorde hoor. Ek wil sulke tye saam met Jesus hê. Ek wil sulke tye saam met God hê. Ek wil hê die Heilige Gees met sulke promptings in my hart sit. Begin by stil word, bou 'n altaar, maak vir hom tyd, maak vir hom plek, maak vir hom spasie, dat hy met jou kan praat. Maak dit jou besluit vir 2026. Here, ek gaan vir die plek maak, ek gaan vir die tyd maak, ek gaan vir die spasie maak, ek gaan 'n altaar bou, waar ek in die daagliks kan ontmoet. Kom ek bid dit vir jou vir die jaar. Hemelse Vader, ons droom vir 26 is baie tyd saam met U. Oop ore wat kan hoor as U praat, gewillige hart wat ontvang, gewillige hande wat sal gaan en gaan doen, goeie voete wat loop waantoe U my stuur, Here. Here, ons bid vir 2026. Al die uitdagings, al die challenges, dis daar. Maar Here, as U dit is, sien ons kans vir môre. As U dit is ons meer as oorwinnaar. Maar dan moet ons stil word en luister en wag op die Here. Dankie daarvoor, Here. Leer ons hoe om altare te bou wat ons lewens sal verander. In Jesus naam. Amen. Soos ek sê, voorspoedige nuwe jaar, geniet die dag, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.